Matteus 6 vers 15 sê, maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Jy sien my vriend, baie van ons bly in 'n tronk wat iemand anders om ons gebou het en ons sal nooit kan vrykom as ons nie die meestersleutel gebruik wat Jesus vir ons demonstreer het toe hy op aarde was nie. Wanneer ek en jy gebind is deur pyn en seer wat iemand anders in ons lewens een of ander stadium veroorsaak het, dan is vergifnis nie opsioneel nie. Die woord van God is baie duidelik hieroor in hierdie skrifgedeelte. As ons nie ander mense dit wat hulle aan ons gedoen het vergewe nie, kan God ons ook nie ons oortredinge vergewe nie. Hierdie beginsel herhaal Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 32 en in Kolossense 3 vers 13 beamoed weer. En die woord is baie duidelik. Jesus en Paulus se mandaat aan ons as kinders van die Here is om te vergewe. Paulus het gelei vir die evangelie en ten spyte daarvan het hy mense vrygespreek soos wat hy siele gewen het vir die koninkryk. Selfs Jesus het terwyl hy aan die kruis gehang het uitgeroep na God en gevra dat Abba Vader die moet vergewe wat hom vervolg het. Vergifnis is 'n sleutel, my vriend, wat ons meester ons gegee het. Ons moet dit net vat en uitstap in daardie vryheid wat vergifnis vir ons inhou. Abba Vader, baie dankie vir hierdie meestersleutel. En dankie Here dat U en Paulus dit so mooi vir ons gedemonstreer het. Veral U Here toe hy aan die kruis gehang het en nog steeds diep vrygespreek het wat U vervolg het. Wat 'n ongelooflike amazing voorbeeld. Here, dan is dit niks vir ons om mense vry te spreek wat iets teen ons gedoen het nie. Help ons Here, soos wat ons nou daaroor nadink om mense te vergewe wat iets teen ons het of wat ons een of ander tyd vir ons te nagekom het. En ons bid dit vanmôre in Jesus se naam. Amen.